Die tweede een is die boek van Openbaring in perspektief. Ja, Openbaring word dikwels of gevrees of misverstaan. Hoe help hierdie kursus gelowiges om Openbaring tegelyk histories, geestelik en eindtyds te verstaan, sonder sensasie of vrees? ja, die boek Openbaring het nie die neiging, hy loop altyd na eskatologie toe. Ja. Eindtyd dinge toe. Maar in hierdie kursus, wat ons dan nou wegtrek, begin ons om net eers om die student te laat trou met Openbaring. Dit help nie, ek probeer nou, ek het in my 20's en voor 20's was ek 'n expert in eskatologie. Ek het 'n pragtige neef of aangetroude neef, en ek gaan my vader, Dr. Otto Marx, die eer gee, hy is 'n spesialis in eskatologie. En so dit maak van my ook 'n gevaarlike verstaaner van Openbaring. Maar met dit en die inligting wat ek van Openbaring het ek dit geniet om te begin op hierdie een, want ons begin die persoon, student trou, kom ons noem het trou, en dan begin hy by hoofstuk 1, en dan natuurlijk Openbaring, ek gaan nou nie hardloop so ver nie, maar hy begin dan die brief met die 7 gemeentes, en almal wat nou iets van Openbaring weet wat nou waar ek is. Maar wat ons gaan doen, daar sekere sieninge oor Openbaring, ons gaan alles verduidelik, maar dit met die tyd, soos die student die pad stap, maar vinnig gesê, Openbaring op die ou einde bestaan vanaf Genesis, dwarsdeur. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomie, Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, en hy sluit af by Openbaring. Jy kan Openbaring eventueel nie net alleen studeer nie. En groot spelers soos Daniel, Esegiel, kom in, en ek kan name noem, wat betrokke Jesus self, in sy evangelie, Mattheus 24, ek noem het sommer soos wat hy hardloop, kom by, man, dus ons begin om trou in hom in, omdat hy sê mooi, dat mense nie bevrees raak of misverstaan nie. Ja. So wat ek gaan doen, ek gaan 2 kante gooi van vir die verskillende dispute en verskille in die eskatologiese stelsel, maar ook dit wat Openbaring vir die kerk probeer sê. Byvoorbeeld as jy na jou eerste 7 briewe kyk, wat onthou die Openbaring is Christus se openbaring. Is nie, Johannes was nie die boodskapper, dis die openbaring van Jesus Christus. En dan, kom ons vat die 7 gemeentes, die 7 gemeentes, daar's teoloë wat glo, dis net vir die era en tyd geskryf, aan daai 7 gemeentes, vir daai tyd toe Johannes van Patmos afgekom het. Nou, ek gaan sê, jy's reg, maar jy kan nie sê, dit is alleenlik net so nie, daai 7 gemeentes is absoluut profeties geskryf, en ek gaan nou nie baie tyd daarop sit nie, want ons gaan dit nou volg, ons skryf in op die kursus, kry hom in die hande, ons rol jou uit. Daai 7 gemeentes is in dispensasies ook, en eras waarvan ons desmoontlik nou eintlik in die gemeente van Laodicense lê, waar die tyds of die oorlosie van die godheid nou daal is. So jy kan gaan kyk na Laodicense in die tyd toe hy hom aan hulle geskryf het, ja, jy gaan die karaktereienskappe optel, maar as jy Laodicense nou intrek, en jy vat vir hom deur, dan kry jy die kerk in sy hoedanigheid absoluut, ongelooflik skrikwekkend, perfek in Laodicense. So 'n persoon gaan nie net verby kan sê, jy moet streng hou, Johannes het hier inligting gekry vir Efese, en wat ook al die tyd, daai tyd was nie, hy is Johannes kan nie sê, het hom as 'n siener, nie net 'n profeet nie, as 'n siener het hy hierdie visuele wêrelde gesien, en wêrelde het vir hom oopgegaan, en hy het dit geskryf na ons tyd, tot op die eindtyd, en tot op die tyd na die eindtyd, waar die volgende era en oomblik gaan begin. Jesus sê vir hom aan die begin, Johannes 1, hy sê vir hom, ek is die begin, ek is die einde. Nou hoe kan Christus die einde wees? Hy kan nie. Nee, ek is die begin van 'n dispensasie, ek is die einde van 'n dispensasie, en dan
kom daar 'n nuwe dispensasie en dis wanneer sekere goed volbring gaan word. So baie interessant. Hierdie is ek nogal opgewonde want hy dwing jou om die roes van jou brein laat afval. Jy kyk bietjie meer gedetailleerd, jy loop bietjie 'n pad in hom en as jy hom en dan natuurlik daar is die verskille oor die oor die eindtyd gebeur het. Jy kry die wegraping dogma en jy kry die wederkoms dogma en onder die wederkoms kry die erkenning van dat die kerk gaan eers in die verdrukking vir 3,5 jaar en dan gaan die eerste opstanding Christus gaan kom. Ek sê dit gou vinnig dat ek die tyd mors nie. Dan is daar van die wederkoms ouens wat glo die 7 jaar tydperk gaan dwarsdeur gedoen word. Dan gaan by die slag van Armageddon, dan gaan dinge gebeur, dan kry die wegraping ouens wat glo voor al hierdie goed gaan gebeur, dan gaan almal weggeraap word. So hulle sal nie die antichrist dan ten aanskou hê nie en die wat agter gaan bly, gaan duur betaal. So ek noem net, ek gaan al daardie dogma sieninge gaan ek dan in plaas met al hulle ervarings, sieninge, hoe hulle dit sien en die student kan dan vir hom of haarself uitmaak of opmaak in watter een van hierdie lyne, daar's baie, in watter een van hierdie lyne beweeg hy. Dis baie interessant. Dis 'n baie interessante saak. Baie mense sê jy kan jou vrees oorwin deur vermyding. Met ander woorde, as jy weet jy het hoogtevrees, dan vermy jy hoë plekke of situasies waar jy aan hoogtes blootgestel word. En ek dink baie mense vermy Openbaring juis oor die vrees, oor die eskatologie en die misterie wat rondom dit is en nie hulle verstaan dit nie regtig nie en hulle is bang want ek bedoel as kind is daar vir ons gesê hoe aan die einde van die dag gaan julle kinders se tonge teen die tafels vasspyker laat die ouers nou die Here moet verloon en seker goed nie geslaap in die nagte nie man. En baie mense het as gevolg van dit Openbaring vermy en ek eer jou skoonma regtig laat sy dit reguit gesê het, dit is wat ek wil weet want dit is beter, jy weet as jy weet, ek gaan 'n vreemde pad ry en jy gaan op Google Maps en jy kan vooruit sien hoe die pad gaan, dan hoekom vrees jy dan? Verstaan jy? So dit is vir my regtig wat my opgewonde maak en terwyl ek dit geëdit het ek self soveel daaruit geleer want ek is self maar jy weet nie vreeslik vatbaar op Openbaring nie. maar 'n mens leer regtig waar en dit bou jou en dit stig jou en dit maak soveel dinge vir jou oop.